Wat 'n woeste week het ons nie agter die rug nie. Selfs met die vakansiedag wat ons gehad het, voel jy dalk moeg, voel jy dalk oorweldig en sukkel jy net om tot verhaal te kom. En ek hoop dat vandag se diens vir jou iets van God se rus, sy vrede, sy liefde en sy genade sal oordra. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hierdie tyd kan afstaan om na u woord te luister, om u stem te hoor. Ek bid, Here, dat u ons saam hierin ook sal lei, dat ons by u sal rus vind, dat ons by u ons hoop sal kry. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. So hierdie jaar spoel na sy einde toe. En dalk was jy ook vasgevang in hierdie afgelope week se stories van die wegraping. Ek kan nie glo eintlik dat ek hierdie moet preek nie. Maar met alles wat om ons so wil en alles wat so besig is, snak 'n mens dalk na asem en voel mens oorweldig en soms vreesbevange. En dalk het jy ook gewonder aan die een kant, maar sê nou, dit gebeur werklik? Of dalk was jy 'n deel van 'n groep wat gesê het en dit afgelag het en gesê het, ag nee man, dit gaan nie gebeur nie. Maar met al hierdie vrees en woeling wat om ons is, kan mens nog steeds vra na waar God is en hoe God teenwoordig is. En al was daar nou nie 'n wegraping nie, voel jy dalk nog steeds agtergelaat. Iemand wat agtergebly het. Dalk is jou agenda of jou dagboek of jou to-do list vol en hierdie jaar spoel na sy einde toe, maar jy's so besig en voel jy net jy kort 'n ruskans. Voel jy kort 'n breek. En dan is vandag se diens vir jou. Een waarin jy weer herinner kan word aan jou identiteit binne Christus, maar een waarin jy ook jou hoop kan vind binne God. Ons gaan saam lees uit Efesiërs 6 en daar lees ons van vers 21 tot 24. Tychicus, die medegelowige wat ek baie liefhet, die getroue dienaar in diens van die Here, sal julle alles vertel, sodat julle ook kan weet hoe dit met my gaan en wat ek doen. Ek stuur hom juis hiervoor na julle toe, sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Vrede vir die broers en liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Ons lees dit daarso. Wanneer ons kyk na hierdie boek of brief aan die Efesiërs, of eintlik die gemeenskap rondom Efese, dan sien ons belangrike dinge wat hierin uitstaan. Ons sien dat hierdie gemeenskap moontlik 'n vermenging is van verskillende kulture. Daar's Jode en daar's nie-Jode. Daar's slawe, daar's vrye mense. En uit wat ons gelees het vroeër, weet ons ook dat mans en vrouens en slawe en base almal binne hierdie geloofsgemeenskap ingesluit is. En soos ons vandag ook, kan hulle vra, maar wat maak ons wanneer ons agterbly? Waar lê die hoop vir ons? En dan kom hierdie goeie nuus eintlik vir hulle van iemand wat van die tronk af skryf. En hy stuur sy gesant om vir hulle hierdie brief te bring met goeie nuus. Maar hierdie goeie nuus kan maklik vreemd klink, juis omdat dit is, maar hoor jy, hou jy tred met wat hier om ons aan die gang is, Paulus? Jy sien ons skryp weg eintlik hierso. En uit verlede week se gedeelte sien ons hoe Paulus dan vir hulle 'n herinterpretasie gee van wat om hulle aan die gang is, juis uit 'n militêre oogpunt. Om te sê, maar julle is gewoond aan al hierdie militêre mag met hulle wapenrusting en hulle skilde en hulle swaarde en goed, maar julle mag lyk anders. Julle moet van binne af anders kyk.
So as ons kyk na die boek of na die brief Efesiërs, wat vir Efese en dan hierdie groep mense om hulle geskryf is, dan sien ons aan die begin is daar 'n identiteitstelling. Hoekom julle so is? Wie is julle? Julle is God se kinders. Julle is mense wat God se naam dra. Soos wat kinders vandag of selfs kinders wat aangeneem word, die van dra van hulle familie, dra hulle hierdie identiteit saam met hulle vorentoe. Dit verander hulle wese, dit verander wie hulle is. Die tweede gedeelte hierso van hoofstuk 4 af sê maar, as jy hierdie identiteit dra, hoe dra jy dit? En daar's eerstens 'n eensgesindheid onder hulle, omdat hulle anders is, omdat hulle anders kyk na hulle lewe, omdat hulle anders kyk na wie hulle is binne Christus en hulle hierdie ou lewe van moes afstand doen. Die lewe waar hulle sou offers bring aan Artemis by sy tempel, of hulle sou by die Asklepion bymekaar gekom het om gesond te word, of al hierdie dinge met al hierdie gode om hulle, sien hulle, maar ons word geroep om anders te leef in ons samelewing. Ons word geroep om hierdie samelewing eintlik op sy kop te keer. So ons wat agterbly, ons die mense wat hier is, het 'n belangrike taak. Want ons word genooi om die verskil te wees en ons word genooi om hierdie naam van Christus vorentoe te dra. En ons doen dit deur in ons verhoudings anders te wees. Ons doen dit deur teenoor mekaar anders te wees. En as gelowiges word ons genooi om mekaar in te sluit. Nou sit ons met 'n ding hierso in Efese, want dit is moontlik 'n later gedeelte van wie hierdie Johannese gemeente was. En Johannes sou gesê het, maar die koms van God lyk anders as wat Paulus dit vir hulle en vir die ander gemeente sou uitstipuleer. Maar 'n belangrike ding wat ons hierso moet raak sien, is dat Paulus nie vir mense wil sê, hoorie maar, toe maar moenie worry nie, Christus gaan kom en dan sê hulle ontslaaf van al hierdie dinge nie. Nee, eerder sê hy vir hulle, maar wanneer julle hierdie identiteit aanneem, is dit wat julle doen in die eerste plek, as julle is anders in hierdie omgewing, anders in julle samelewing. Maar as ons moet kyk, wat is die kernpunte? Waar is julle geanker? Is dit in liefde, in geloof, in genade? Dis wie julle is. Daarom stuur hy dan sy gesant Tychicus na hulle toe. Nie om hulle weg te neem uit hierdie omstandighede nie. Nie om hulle weg te neem uit die dinge wat swaar op hulle dra, dat hulle wat gelowiges sommer net kan vryspring van alles wat om hulle gebeur nie. Nee, hulle word eerder geroep om in hierdie omstandighede die verskil te wys. Liefde, genade, geloof, hoop oor te dra aan ander. Tychicus word gestuur juis om hulle vrees weg te neem. Juis om hulle te herinner aan wie hulle is binne Christus. Dat die hoop van God steeds binne hulle lê, ongeag die omstandighede wat om hulle is. Hierdie gedeelte dien eintlik as 'n tipe van opsomming van die res van die brief aan die Efesiërs. Ons sien in Efesiërs 4 hoe hulle geroep word om eensgesind te wees, en ons sien iets van die liefde en genade daarin raak. Juis ook hoe mense mekaar omarm, hoe mense welkom voel binne hierdie geloofsgemeenskap. Ek dink dit is vir ons ook 'n oproep dat selfs al verskil ons soms van ander gelowiges, dat ons vir mekaar kan ruimte maak. Dat ons eerder kan fokus op wat is die dinge waaroor ons met mekaar ooreenstem as ons verskille. Hoe dra ons iets van God se koninkryk, God se genade en sy liefde aan mekaar oor? As ons kyk na God se onwankelende liefde, dan
roep dit ons om juis ook so mekaar te omarm, maar ook 'n verskil te wees in ons wêreld. Dat ons nie noodwendig weggeruk gaan word uit die seer of uit die swaar van ons wêreld nie, maar dat ons hoop by God sal bly vind. Dat God ons saamroep om 'n verskil te wees in hierdie wêreld en eintlik juis ook vir mekaar te wys dat Christus hier is. Dat ons God se hande en voete hier is. En dat ons op hierdie manier die tweede koms van God word. Ons sien dan ook iets van die geloof en genade wat ons in hierdie gedeelte ervaar. Ek dink ons gereformeerde tradisie is sterk hier binne gewortel, dat ons gered word nie uit dit wat ons doen nie, maar uit dit wat Christus vir ons doen. Dat ons met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Dat ons kan weet ons het reeds eenheid met God, al lyk dit om ons asof ons swaar kry of asof ons moeg en oorlaai is. In hierdie week wat verby is, waar emosies dalk op en af gegaan het, waar mens dalk net so oorweldig gevoel het, dat jy dalk nie eers tyd gehad het om te worry oor al hierdie dinge nie, juis oor jou dagboek so vol is, of jou kalender so vol is. Mag jy in hierdie gedeelte iets van God se hoop en sy genade ervaar. Mag ons mekaar omarm as 'n geloofsgemeenskap. Mag ons iets van Christus se liefde vir mekaar raak sien en mag dit ons hoop wees vir die toekoms. Mag ons teenwoordigheid vir ander wys dat God hierso is. En mag ons daarin mekaar ook bly lei. Mooi week vir jou verder. Totsiens.